Hallo julle, ek praat vandag met 'n vriendin en ons praat oor die feit dat ons hoop in ons het en ons het deurbraak wat die Here vir ons wys en jy weet waar die Here ons vooruit gaan en goed met ons deel en dan wil ons dit so graag met ander deel want ons besef dat daar's hoop daarin. Ons besef dat jy weet dit gaan ander mense vrymaak soos wat dit ons vrygemaak het. En ons besef, ek besef toe, maar weet jy wat, daar's nie 'n manier dat jy dit vir iemand anders kan gee sonder dat daardie persoon se hart reg is daarvoor nie, sonder dat daardie persoon 'n passie het daarvoor en regtig waar dit wil hê en wil ja, dit hulle sinne maak, nê? En dit is iets wat net kan gebeur tussen vader en kind. En maar ten spyte van dit, as ons nie jy weet, deel nie, sal hulle nooit begin wonder daaroor nie, want baie keer het die Here klaar hulle harte voorberei. En ek dink so byvoorbeeld, terwyl ek deur die kwekery loop, nê, ek het nou nie groen vingers nie, en ek gaan nou ook nou nie sleg voel daaroor nie, maar ek het nie groen vingers nie, maar terwyl ek deur die kwekery loop, en ek sien al die mooi blommetjies, en let wel, ek het al baie na blommetjies gekyk, ek het al baie gekyk na, jy weet wat sal ek nou in my tuin kan sit en doen, maar for some reason het ek nog net nie die moed gehad om dit te doen nie, en ja, terwyl ek daar loop, nou sit die mense daar en jy weet, en ek loop verby en ek kyk net vir die plantjies en hulle vra kan ons jou help en ek sê, nee wat, ek kyk maar net. En terwyl ek so loop, dink ek vir myself, hulle sê seker, koop net 'n plantjie asseblief, koop net 'n plantjie, dis hulle besigheid, miskien of jy weet, koop 'n plantjie. En ek sê, nee, ek wil nie nou 'n plantjie koop nie. En ek besef dis hoe ons is in die gospel. Ons wil so graag vir mense vertel, ons wil so graag vir mense, jy weet, kry om die waarheid te hoor, ons wil so graag vir mense kry op 'n plek waar hulle in vryheid loop, maar tensy my hart nie reg is vir daai oomblik nie, tensy ek nie reg is om dit te ontvang nie, tensy ek nie die passie het om dit te pursue nie, gaan dit nie gebeur nie. En ek dink dit is waar ons net vir mekaar kan bid en regtig net vir Jesus vra om ons harte oop te maak, om dat mense hulle eie harte sal oopmaak en ook hulle eie verstaan sal verdiep in wat hy vir hulle kom doen het. En ek dink baie keer, jy weet, my plant situasie nou, is byvoorbeeld, ek het al so baie teleurstelling gehad in plante. Ek het op 'n stadium in my lewe, het ek 2 boontjies gekoop, struike, en ek het dit in potte gesit, en ek het gesê, hierdie is nou my familie, ek gaan nou, dit is nou baie jare terug, baie novice, en ek sê nee, ek gaan nou na hulle kyk, ek gaan hulle groot maak, ek gaan hulle nurture, en hierdie verteenwoordig my familie, en ouma hoort, hulle het dood gegaan, en so het elke plantjie wat ek deur die jare probeer kweek of doen het, dood gegaan, niks het gewerk nie. En ja, ek dink baie keer uit ons ervarings uit, nê, dieselfde in die gospel. Hoeveel keer het ons seer gekry? Hoeveel keer het ons vertrou vir goed wat nie gebeur het nie? Hoeveel keer het ons gekom op 'n plek waar ons teleurgesteld was? Ek onthou iemand het vir my 'n plantjie gegee, pink petunia, en vir my gesê, baie liefdevolle vriendin. Sy het vir my gesê as ek hom nou gaan plant en ek plant hom in 'n pot, gaan beteken ek gaan reroot, maar as ek hom nou in die grond gaan plant, dan gaan ek bly, dan is ek soos in, jy weet, geroot hier in Middelburg. En ek onthou hoe die plantjie begin blom en alles, en ja, so daai plantjie, hy is nog steeds in die grond, maar daar's niks bo in die grond nie. So ja, ek hoop maar hy leef nou nog daaronder en hy is nou nog besig met sy saadjies en sy worteltjies en al sy goetertjies, maar ek's regtig nou geroot, jy weet, in Middelburg, jy weet. So, maar is vir my interessant hoe 'n mens dan nou jou ervarings reflekteer in die gospel, in alles wat jy doen as gevolg van die goed wat voorheen gebeur het. En tensy die Here nie kom
En ek noem dit die inner witness, as hy nie kom en my hart voorberei vir 'n sekere oomblik nie, dan gaan ek dit nie vat nie. En baie keer sal mense sê, ja, jy praat in 'n ander, jy weet, jy het miskien 'n ander flavour nodig, dis hoe die mense dit mos nou maar sê. Maar ek glo tog dat die Here die regte persoon op die regte tyd sal stuur, want binne in ons is daar saad, en dis God se saad. En dis saad wat onverganklik is. Dit kan nie doodgaan nie. Dit mag dalk lyk op tye dat dit dood is. Dit mag dalk lyk op tye asof daar niks van kan kom nie. En 'n mens mag dalk hoop verloor en dink, nee wat, jy is nie uitgeknip vir hierdie nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, soos wat jy 'n plant uithaal, uit grond uit, en hy gaan dood sonder grond, en soos wat jy 'n vis uit water uithaal, en hy gaan dood sonder water, net so as jy die mens van sy maker af wegneem, gaan hy dood. So ek wil jou bemoedig vandag, en ek wil regtig vir jou bemoedig, as daar iemand is, wat jy regtig waar wil hierdie hoop mee deel, die hoop van Christus, wat ons vrygemaak het, maar nie net vrygemaak het nie, wat regtig wil 'n verhouding hê met elkeen van ons, wil ek jou bemoedig om regtig vir daardie persoon te bid, dat die Here sy hart voorberei, en nooit ooit daai persoon te forceer nie, want net soos 'n plantjie, het elkeen sy regte tyd. En as Paulus sê, een het gewater, die een het geplant, die een het water gegee, die een het genurture, en so moet ons verskriklik baie geduld hê, veral waar dit by plantjies kom, en ook so waar dit by ons geestelike lewe kom. Ek lag nou lekker oor die plantjie storie, maar ja, dis my lewe. En ek kan net vir die Here sê, baie dankie, dat ons tot op hierdie punt gekom het, dat hy nie op my moed opgegee het nie. En ek wil vandag vir jou bemoedig, en vir jou sê, dat Jesus gee nie moed op jou nie. Jesus het jou so lief, hy het 'n prys vir jou betaal, en jy is geliefd, en jy is genoeg, net soos wat jy is. Baie liefde, bye bye.